Hoofstuk 10 waarskynlikheid. Ons gaan kyk na gebeurlikheidstabelle. Die voorbeeld op bladsy 431 sê 'n mediese proef vir die effektiwiteit van 'n nuwe medikasie is uitgevoer. 120 vrouens en 90 mans het deelgeneem. Uit die mense het 50 vrouens en 30 mans positief gereageer op die medikasie. Hieronder word die gebeurlikheidstabel gegee met die inligting ingevul. Kom ons val hierdie tabel klaar in. Daar's 50 vroulik positief, totaal 120, dit beteken hier gaan 70 wees. 30 plus 60. En ons soek ook hierdie totale. 50 plus 30 is 80. 70 plus 60 is 130. En hierdie totaal 80 plus 130 moet natuurlik dieselfde wees as 120 plus 90, wat 210 is. Kom ons kyk nou, wat is die waarskynlikheid dat die medisyne 'n positiewe resultaat gee vir vrouens? Positiewe resultaat, daar is die waarskynlikheid dat dit 'n positiewe resultaat gee vir vrouens. Daar is 50 vrouens wat positief gereageer het uit 120 en dit gee vir ons 'n antwoord van 5/12. Volgende vraag, wat is die waarskynlikheid dat die medisyne 'n negatiewe resultaat vir mans gee? Ons soek dus die waarskynlikheid dat dit 'n negatiewe resultaat vir mans gee. Nou daar is 60 mans wat negatief gereageer het uit 'n totaal van 90 en dit gee 'n waarskynlikheid van 2/3. En nou wil hulle weet, was die sukses van die medisyne afhanklik of onafhanklik van geslag? Verduidelik. 'n Mens kan kies hierso. Ons gaan kyk na die aantal vroulike deelnemers en ons gaan kyk na die aantal positief. So ons gaan uitwerk, wat is die waarskynlikheid dat dit 'n vrou is? En daar is 120 vrouens uit die 210. Dit gee vir ons 'n antwoord van 4/7. Nou gaan ons uitwerk, wat is die waarskynlikheid dat die uitslag positief was? En daar is 80 positief uit 210. En dit gee vir ons 'n antwoord van 8/21. Nou moet ons hierdie twee met mekaar vermenigvuldig. P vroulik vermenigvuldig met P positief. En dit gee vir ons 4/7 vermenigvuldig met 8/21. Ons skryf die antwoord in desimaal, dis 0,2177. En dit moet ons nou gaan toets met die waarskynlikheid dat dit vroulik is en positief. Nou vroulik en positief gee vir ons 50 uit die 210. En ons maak dit ook 'n desimaal. Dit gee vir ons 0,2380. Die twee antwoorde is nie dieselfde nie, dis redelik naby aan mekaar. Ons kan sê daar is 'n mate van afhanklikheid.